Welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Dit is Woensdag 14 Oktober. En ons lees vandag saam in die pragtige gedeelte in Jeremia 29 van vers 1 tot 8. En ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Kies hierdie oomblik doelbewus. Maak jou deur toe en jou hart oop. Steek 'n kers aan, of soek 'n sonhoekie op en word bewus van die lig. Die flikkerende lig, die sagte sonlig wat op jou val. Wees dankbaar vir 'n nuwe dag, vir asem, vir 'n kans om die lewe opnuut aan te pak. Rig jou gedagtes in gebed na die Here. En mag hy jou lei deur sy woord en versterk deur sy gees om elke oomblik van jou dag te wandel in sy lig. Kom ons lees saam Jeremia 29 van vers 1 tot 8. Dit is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die res van die oudstes in ballingskap en na die priesters, die profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem in ballingskap weggevoer het na Babel. Nadat koning Jegonja, die koninginmoeder en die eunuchs, die hoë amptenare van Juda en Jerusalem, die vakmanne en metaalwerkers reeds uit Jerusalem vertrek het. Deur bemiddeling van Elasa, seun van Safan, en Gemaria, seun van Gilkia. Hulle wat deur Sedekia, koning van Juda, na Babel, na Nebukadneser, die koning van Babylonië, gestuur is. So sê die Here, Heerser oor alle magte, die koning van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie verminder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad, waarin ek julle in ballingskap laat gaan het, en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Dit is woordfees op Stellenbosch. 'n Trekklavier speel oorkant by die oude leeskamer. Uit die moederkerk oefen musikante. Gewoonlik wanneer ek hierdie meditasie opneem, probeer ek die geraas van die dorp uitblok. Maar bo my venster koer 'n duif en nooi my uit my kantoor uit. Ek verbeel hy sing saam met die klanke van die trekklavier. Feesgangers stap jolig by my venster verby, en heen en weer ry die diensverskaffers, die dorpenaars en die woordfeesbussies. Dit wemel van Kerkstraat tot Victoria. Ek dink aan die dorpe in die land, van die Kaap tot in Koekenaap. Mense met stories, ritmes en klanke. Voetgangers wat ook soos feesgangers verby kantoorvensters wandel. Hoofstrate en doodloopstrate. Kerktuine, markpleine en begrafplase. Ek wonder oor die steegies en die hoekies. Hoe gaan dit daar by hulle? Jeremia skryf 'n brief aan sy weggeneemde mense, aan hulle wat hulself bevind in 'n stad wat wemel van onbekende mense en vreemde klanke.
van profete wat verlei en vreemde feeste en woorde wat onverstaanbaar is. Ballinge in Babylonië. Sy woord aan hulle is nie woorde van veroordeling nie, maar 'n fees van woorde wat troos, bemoedig en inspireer. Dis woorde wat hulle help om in hulself te glo ten spyte van hul traumatiese vreemdelingskap en hulle stikkende verlede. Hy skryf van die oudstes, die priesters, die profete, die amptenare, die enogs, die vakmanne en die metaalwerkers. Die voorvatters met groen vingers, die hierbares en die vrugbares. In tye van ballingskap, in tye van onrus, in tye van misdaad, in tye van werkloosheid, in tye van konflik, in tye van klimaatsverandering, in tye van hooploosheid, sou 'n mens kon dink dat die beste, mees wyse ding is om af te skaal. Maar Jeremia glo in God se groot projek. Die heerser oor die heersers. En dat selfs in Babylonië sy heerskappy sigbaar kan wees. Want sy koninkryk ken geen einde nie. En daarom met hierdie groot verbeelding oor wie God is, nooi Jeremia ons om nie klein te dink oor wie ons in God is nie. Om nie toe te laat dat ons pyn, ons seer en ons lot, ons verbeelding oor onsself, ons mense, ons gemeenskappe, ons dorpe en stede inperk nie. Nee, Jeremia nooi ons om te bou, te plant, te eet, te trou, 'n familie te wees, die voorspoed te bevorder en te bid vir die stad. Wees vindingryk en handig. Leef wederkerig en openhartig. Liefdevol en passievol. Heilig en bidend. So trek jou rouklere uit en jou feesklere aan en het deel in die fees van die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En laat die duif en die treklavier jou uit jou kantoor laat stap. Kom ons bid saam die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.